Ai my mense, kyk nee, ek wil julle vertel, nee, ek moet julle vertel, nee. Jy moet God, ons skepper, die almagtige skepper, se wette gehoorsaam. Nou sit jy hier aan die ander kant, nee, van die skerm, en jy kyk na my, nee, en sê, gehoorsaam ek die wette van die Here. En dan gaan jy met julle eerlik wees, ek doen nie. Ek gehoorsaam nie my skepper se wette nie hou. Ek like van sonde hou. Ek like daarvan om in sondes te lewe nie. As jy gaan na Exodus 20 toe nie, is daar vir ons 10 wette gegee. Voor Exodus 20 is daar 'n universele wet gegee nie, wat niemand van ons nie gehoorsaam nie. So jy kan nie sê jy gehoorsaam wet 3 of wet 1 of wet 2. As jy oortree jy. Jy's 'n sondaar. Ek weet ek's 'n sondaar. Die rede hoekom ek baie blydskap in my hart het nie, is wanneer ek in die hemel instap nie, kan ek sê, ek skuldig om nie te luister nie. Ja, ek skuldig op die aarde, ek skuldig om nie te luister na die Here nie. Maar ek weet daarbo in die hemele, in my skepper se hemel nie, het ek geen sonde nodig nie. Ek het nie 'n brandewyn of 'n bier of 'n sigaret of selfs 'n fucking vloekwoord nodig nie, want dit bly op die aarde. Dit bly op die aarde. Selfs my geld wat ek het, bly op die aarde. My karre wat ek het, bly op die aarde. My kennis wat ek het, bly hier op die aarde. Jy kan niks hemele toe vat nie. Jy kan niks na jou skepper nie, se nuwe Jerusalem toe vat nie, na die hemel toe nie. So ek wil praat oor Exodus 20 nie. Oor die 10 wette van die Here voor ons skepper die 10 wette van Moses gegee het nie, het ek al klaar die eerste gebod van die Here oortree nie, om te sê ek moet oor die aarde heers. Nee? As ek kyk wat in die wêreld aangaan, ja wel, die regerings van die wêreld heers saam met die duiwel oor die aarde. Dis hoekom ek hier op YouTube sit om julle te vertel. God het jou verstand gegee, hy het 'n radkas hier gegee, jong. Yes, baie mense verstaan dit nie as ek dit sê nie. Hier binnekant is 'n tikkie-tok tikker, kloek, 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 dis die engine. Hierbo is die radkas. Eerste rad, tweede rad, derde rad, vierde rad, vyfde rad. Daar is klaar. Almal die eerste gebod oortree nie.
Want ons heers nie meer as Christene, as Godvreesende mense, Godvreesende manne en Godvreesende vrouens nie, oor die aarde nie. Ons sit maar terug en kyk, wat doen die ewel hier op die aarde? So daar is ons almal skuldig aan. Nie ek misstrei nie. Ons is almal skuldig aan daai wet nie, dat ons nie beheer gevat het oor God se skepping nie. Die duiwel het beheer. Ja, hulle maak oorlog, dis evil, dit is net evil, kinderontvoering, dwelms, skrik wakker, ons is klaar, almal, die grootste gebod oortree nie. Toe nou, by die berg van Sinaï, toe sê die Here vir ons, wag, okay, hy gee ons nou weer 'n kans nie, Eksodus 20, nee. So ek kan begin. Eksodus 20 is die wet van die Here. Nee. So Eksodus 20 begin met, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê. Eerste gebod. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei. God is jou God. Eerste gebod. Daar waar jy in moeilikheid is, nee, sal hy vir jou uithaal. Hy sal vir jou 'n uitweg gee. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land uitgelei het. Tweede gebod. Ja, ek het die eerste gebod oortree hou. Ek het julle gesê hoekom. Tweede gebod. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Tweede gebod. Mag jy vir jou beeld maak nie. Jy mag nie jouself voor neerbuig nie. Kijk, daar kan ek nou sê, ja, nou is ek onskuldig. Ek sê onskuldig en klaar, daai heel eerste gebod oortree, man. Die Rooms-Katholieke, hulle maak 'n Moeder Maria en 'n Jesus op 'n kruis. En kom, wat is dit? Spectacles, tits en sigarets en bols, weet daai ding, nee, voor die beelde. Nog steeds die tweede gebod. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat.
Ek hoop julle het mooi geluister het, hè. God is jaloers op jou. Hoekom is God jaloers op jou? Hey, jy's gemaak na sy beeld, ou. Jy's die enigste skepsel, nee, wat hy sy hande uitgesteek het in die grond, nee, in die klei en gevorm het. Hy is jaloers op jou. God is jaloers op jou. Daar staan het. Hy is die jaloerse God. Hoekom is hy jaloers? Want hy het jou persoonlik gemaak. Hy het jou gemaak na sy beeld. Hy het jou gevorm na sy beeld. Hy het jou nie gespreek nie. Hy het sy hande op die aarde gesit en gesê, klei, maak vir arm vlees, sit hom in 'n slaap, vang sy rib, ons maak manin, die vrou. Dis hoekom God jaloers is op jou, my vriend. En jy verstaan dit nie. Oortree ons ook almal die tweede gebod, want ons weet nie dat God ons so lief het nie, dat hy jaloers is op ons. Daar staan dit, Eksodus 20 vers 5. Dit sê, jy mag jy nie voor ander beelde neerbuig nie, want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God. En as jy nie dit glo nie, sal ek die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, tot aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. Nou, daar is ons klaar skuldig gehou. Eerste gebod oortree, tweede gebod oortree. God sê tog in daai gebod, né? Eksodus 20 vers 6, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. So daar sê die Here vir jou, daar's vir jou uitkomkans, my bra. Al het jy die eerste en tweede gebod oortree, né? Sal hy barmhartigheid bewys in jou, as jy hom liefhet en sy gebooie onderhou. Derde gebod. Nou die derde gebod het my bietjie diep gevang hou. Nee. Dit het my regtig diep gevang, want hulle sê, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Weet nou hier in hierdie derde gebod, die naam van die Here, die naam van my God, nee. Ek gaan navorsing doen oor die ding, want is Here en God is vir my titels, dat ek sy naam gaan soek, nee. Baie mense gaan nie my saamstem nie. Baie mense gaan met my stry, nee. Ek het sy naam gekry, El Shaddai, Yahweh, Yod-Heh, Waf-Heh, nee. Maar jy, derde gebod, weet jy wie jou Skepper se naam is? Daar oortree jy die derde gebod ook, nee. Hey, daar's nog 7 ander, nee. Ek skuldig, jy is net so skuldig, nee. Ons breek almal die gebooie
Ons breek almal die wette van ons Here. Eerste, voor die Here gesê het, ek is jou skepper is, versprei oor die aarde. Ja nee, jy bly hier. Jy nie so toe gaan nie, jy bly hier, jy versprei nie. Sê, nee. Vierde gebod. As jy kyk na die vierde gebod, nee, is redelik lang stukkie wat hier in Exodus geskryf word, nee. Het word van Exodus 20 vers 8 tot by 11, nee, geskryf. En het sê, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Vers 10. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Vers 11 sê, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en geheilig. OK. Wie van ons gehoorsaam die Sabbatdag? Wie van ons rus op die Sabbat? God se rusdag. Dis die 7de dag. Dan kyk na jou kalender. Jou kalender begin op 'n Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag. Eerste dag. Sabbat. Saterdag is die rusdag, nee? Ons almal oortree daai dag ook. OK. 5de gebod. Exodus 20 vers 12. 5de gebod. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God jou gee. Dis daar oortree ek sommer ook die 5de gebod, nee. Ek oortree daai wet nou. As ek kyk na my vader en my moeder, nee. As ek kwaad, nee, vir die manier hoe hulle my groot gemaak het, nee. Ek is fucking bitterlik kwaad vir hulle, vir die manier hoe hulle my groot gemaak het, nou. Ek kan nie uitbrei daaroor, nee. Dink bietjie daar aan jou vader en moeder, nee. Hoe hulle jou groot gemaak het, nee. 5de gebod, hulle het sommer die eerste 4 gebooie nie oortree nie, nooit vertel van die eerste 4 gebooie nie, as jy het so vat, nee. Dink daaraan. So kom, moet jy jou vader en jou moeder eer, as hulle jou nie op die regte pad gewys het nie, nee. Ja, daar is ander mense wat, ander kinders,
wat deur hulle ouers seer gemaak is nie. Wil nie praat daaroor nie. Ja, maar daar oortree ons die 5de gebod, ons is kwaad vir ons ouers ou. Maak nie saak wat die ouers doen nie, al was hulle goeie ouers, hulle was slegte ouers. Maak nie saak, ja, 5de gebod, daar oortree ons hom ook, nee. Ons oortree hom. Nee? 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Jong, ek was in die weermag, nee. Ek het plesier geput. Met 'n R1. Rifle number 1. Rifle number 4. Rifle number 5. R5. Ek het plesier met 4 wapens geput. Ja, ek het dood geslaan nie. Ek het dood geskiet. Daar is van hulle wat ek dood geslaan het met 'n kolf van 'n geweer. Ja, daar oortree ek hom ook, hey. So, jy wil nou sê, daar also by Eksodus 20 vers 13, jy het nie doodgeslaan nie. Het jy al iemand gevloek? Het jy al dood oor hulle gespreek? Ek wens jy was dood. Daar het jy klaar die 6de gebod oortree, my vriend. Ek het die 6de gebod op 'n ander manier oortree. Dink aan hoe jy die 6de gebod oortree het. Jy mag nie doodslaan. Onthou, die tong is soos 'n tweesnydende swaard, nie. As jy iets spreek teen iemand, nie. En dit kom as seker al by die 9de gebod uit. Ok. 7de gebod. Jy mag nie egbreek nie. Jong, ek gedink, ek is skuldig aan die ding, nie. Maar hoeveel van ons mans, nee, het hulle gul gesien? Sê, jo, daai boukies en daai bene, nee, en die titiekies is mooi. Ek sal like om hulle vast te hou. Jy het nie gedoen nie. Jy het nie daai boukies vastgehou of die bene gevryf of die titiekies vastgehou nie. Jy onthou, dis in jou gedagte. As jy dink daaroor, dis 'n sonde, so jy klaar egbreek, nie. Jy mag nie steel nie. Dis die 8ste gebod. Daar kan niemand wegkom nie, jou. Niemand nie, jou. Toe ek 'n kind was, net, het ek by die Porra se kafee ingestap, ne, en sy nikkerbols gesteel, die nikkerbols daarso, reg voor sy oë, by die til, sy Wilson Toffies, ek het hulle gesteel, voor hom. Ja, ander mense doen dit agteraf, hulle, jy mag nie steel nie, almal van ons steel. Daar, Jesus mense. 9de gebod. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Nie een van julle wat luister hier kan sê, jy het nog nooit gejok nie. Ja, ek het nog my pa gejok. Wat gebeur? Nee, die en die. Net om my gat uit te pak slaai te hou. Nee? Jy ook. Almal het al gelieg. Dan die 10de gebod, nee. Is jy nou groter, die 10de gebod. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Ja, wie het al vir die buurman gekyk? Sê, yes, ek wens ek het sy GTI gehad, ek wens ek het sy Skyline gehad, nee. Ek wens ek sy XR6 Interceptor gehad, nee. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Mense, gaan lees maar die 10 wette. Dis deur God se vinger geskryf, daar op die tablette nê. Ons is almal skuldige. Ek is nie skaam om te sê ek is 'n sondaar nie. Ek oortree al God se wette. Al die wette. Ek oortree dit. Ek kan nie sê, hoor hierso, ek het nou gekies om die wet, nê, van begeer van die naaste, nê, af te skaf, of die wet van wens die buurman se vrou was my begeerlikheid, of ons almal oortree daai wette. Ons is almal skuldig. Die enigste manier hoe ons verlos kan word, is om te aanvaar dat Jesus Christus die seun van ons Skepper is, wat as man, as mens na die aarde gekom het. Hy is uit vlees uitgemaak en vir ons die perfekte voorbeeld geleef het. Hy is gekruisig, hy het op die 3de dag neergedaal na die hel, opgestaan uit die doderyk uit, na hy neergedaal het na die hel, opgestaan uit die doderyk uit, né? En vir 40 dae daarna het hy nog aan sy disippels verskyn. Julle moet onthou, né, daai 3de dag, né, toe Jesus opgestaan het, né, was Maria Magdalena, nie sy ma Maria nie, Maria Magdalena. Sy het gesit voor sy graf, né. En Jesus het gesê, moenie om my vat nie, want ek is nog nie reg om op te vaar na die hemele nie. Want hy het nog menslike sondes op hom gehaat na 3 dae. Hy het vir 40 dae daarna, né, nog aan sy disippels verskyn. Julle moet daai gaan lees, dis in Matteus, Markus en Lukas van die Nuwe Testament, né. Julle moet gaan lees, mense. Jy moet gaan verstaan wie jou verlosser is. En as jy nie Jesus Christus erken as die weg, die waarheid en die lewe nie, dan is jy verlore. Kyk, dis kom ek nie glo nie, die Israeliete ondersteun jou, want hulle glo nie dat Jesus Christus die seun van ons God, die Skepper, die almagtige Skepper is. Selfde met die moslims. Hulle sê ja, hulle erken hom, hy's 'n profeet. Jesus was nie 'n profeet nie. Jesus is die seun van God. Hy is die weg, die lewe, die waarheid. Ai jong mense, ek wil julle vertel van die 10 gebooie, né? Julle moet asseblief met insig, né, en met kennis gaan lees na die 10 gebooie. Ek oortree al 10 die gebooie. Ek's 'n sondaar. Maar ek het aanvaar dat ek 'n sondaar is, want ek's 'n mens. Ek is deur my voorsate, nee, deur Eva verlei, nee, om van die boom van die kennis van goed en kwaad eet. Maar dit was 'n slim ding daai wat die Here vir my gedoen het, nee. Want my voorsate Eva, die vrou, die manin, het geëet van die boom van kennis van goed en kwaad. So ek weet wat reg is, kennis, goed en kwaad, kennis, goed en kwaad, en verkeerd is kwaad. So jy weet ook wat reg en wat verkeerd is, man. Ek weet ons almal
is 'n intelligente radkas gegee bo, nee. Ja, nee, die kop is die radkas, die hart is die engine. Die mechanics weet waarvan ek praat, engine in 'n radkas, nee. As die engine dood is, kan die radkas nie draai nie. As die engine werk en die radkas is gestrip, dan werk ons hokkie. Ek sê dit maar net soos wat dit is. Maar ons is almal, nee, hierbo 'n radkas gegee. Wat kan draai? Weet 'n gearbox. Hy werk ou. Party van ons werk met handrad radkaste, nee. Die ander is met outomatiese radkaste. Maar dit maak nie saak nie. Jy moet jou radkas gebruik. En kyk. En lees. Lees julle Bybel, mense. Dit is so 'n wonderlike boek, daai. Soos ek sê, lees Eksodus. Ons oortree al 10 die wette. Eerste wet was versprei oor die aarde. Ons het daai ding op oortree. Ons het hom oortree. Ons oortree al die wette elke dag. Skryf al onder in die kommentare vir my, nee, asseblief, watse wet oortree jy nie? Ek oortree al die wette. Al die wette, selfs die eerste gebod. Want ek weet my God is jaloers, nee. Hy is 'n jaloerse God, en ek weier om dit te verstaan, nee. Ek weier om te verstaan dat my God jaloers is op my, Ek daag hom elke dag uit ook, Ek versoek hom, ek vra hom, Here, kyk hier, hoe het jy die mensdom lief, nee, vir die kak wat hier aangaan, nee. Ek versoek die Here ook somme. Ek vra nie vir die Here vir geld of iets, ek sê my, hey, Here, kyk wat gebeur met die kinders. Hoekom word daar kinders verkragt? Hoekom word hulle ontvoer? Hoekom is daar pedofiele wat vieslike goeders doen met kinders? Here, praat my. Nee, so ek versoek die Here om sulke vrae vir hom te vra. Plaas ek my bek hou, nee, en sê, Here, ek weet, U is in beheer. U sal hulle uitsort. Ai mense, wees geseënd, be blessed. Mag hierdie nuwe jaar, nee, vir julle almal, nee, radkasolie in jou kop gee, nee, dat jy kan dink. Goodbye.